Goeiedag. In Genesis 28 vers 15 en 16 lees ons: Kyk, ek is met jou, en ek sal jou beskerm, waar jy ook al gaan. Ek sal jou laat terugkeer na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou beloof het. Jakob het uit sy slaap wakker geword en gesê: Waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Die lied Nearer my God to thee, nader my God aan u, wat na bewering deur die orkes gespeel is terwyl die Titanic gesink het gewild geraak op begrafnisse. Dit was egter nie oorspronklik vir hierdie doel geskryf nie. Sarah Flower Adams is in 1805 in Harlow, Engeland gebore. Sy is op die vroeë ouderdom van 43 aan tuberkulose oorlede. Sarah was wyd bekend vir haar vele literêre prestasies, hoewel haar brose gesondheid altyd 'n nadeel was vir haar vele ambisies. In 1834 is sy getroud met John Bridges Adams, 'n vooraanstaande uitvinder en siviele ingenieur, en hulle het in Londen gevestig. Sarah se talent, bekoring en verhewe karakter het altyd 'n diep indruk gemaak op almal wat haar geken het. Sarah se suster Eliza was ook 'n talentvolle dame. As 'n bekwame musikant het sy die musiek vir baie van Sarah se gesangtekste geskryf. Eendag het hulle predikant, Dominee William Johnson Fox, hierdie twee uitsonderlike susters gevra of hulle hom sou help by die voorbereiding van 'n nuwe gesangboek wat hy vir die gemeente saamgestel het. Die twee susters het gou besig geraak en toegewyd gewerk aan hierdie projek. Saam met hulle 13 tekste en 62 nuwe liedjies bygedra. Op 'n dag was die twee susters besig om saam met hulle predikant die finale besonderhede vir die nuwe gesangeboek, wat binnekort gepubliseer sou word, te voltooi. En die predikant het opgemerk dat hy wens hy kon 'n gesang vind om 'n preek af te sluit wat hy voorberei het oor Jakob en Esau, soos opgeteken in Genesis 28 vers 10 tot 22. Suster Eliza het entoesiasties onderbreek: Sarah, nou is daar 'n uitstekende idee vir 'n nuwe gesang vir ons gesangboek. Hoekom skryf jy nie jou eie gesang oor Jakob se droom nie? Uitstekend, het die tevrede pastoor geantwoord. Later daardie dag, nadat sy baie tyd spandeer het om die Genesis verhaal te bestudeer en die dramatiese beweging van die Ou Testamentiese vertelling gevoel het Sarah begin skryf. Binnekort het sy die volledige Bybelverhaal in die 5 strofes wat vandag nog gebruik word, neergeskryf. Die teks vir hierdie gesang is gebaseer op Genesis 28 en die droom wat Jakob in die woestyn gehad het toe hy as vlugteling van sy huis en sy broer Esau gevlug het. Toe hy uit sy droom ontwaak en die opstygende en afdalende engele soek, het Jakob die plek Bethel genoem, die huis van God. Hoewel die huidige Afrikaanse vertaling, wat as lied 512 in die liedboek opgeneem is, nie meer so duidelik na Jakob se droom verwys nie, soos die oorspronklike Engelse weergawe nie, verkondig dit nog steeds die belofte van God aan Jakob: Ek sal altyd en oral by jou wees. Veral in die 3de vers, waar hartseer, pyn en leed my weerloos laat, sal u my nooit vergeet, my nooit verlaat. Deur lyding bring u my nader, my God, by u, nog naderby. Mag jy ook die nabyheid van God vandag ervaar. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u altyd daar is wanneer ek u nodig het. Laat my vandag weer u nabyheid ervaar. Amen.